Pragtig. Wat 'n wondervoorreg om aan hom lof te kan sing, ere te kan bring. Altyd 'n heilige voorreg. En dan nog meer om hom ook in dit te kan ervaar en gewaar. Prys hom, prys hom. Ag, wees baie welkom in sy teenwoordigheid. So dankbaar vir julle almal wat hier is. Maar so 'n kriel hardloop hulle weg vir die koue. Maar as die koue ook weg is, dan kom hulle weer terug. Maar baie bly om u vanmôre hier te kan sien. Hanna het verskoning gemaak, sy is kinderkerk toe, maar ook dankbaar is ek dat sy vanmôre ook terug is. Ook 'n feedback aan hom, al die lof en al die ere. Nou gaan vanmôre met u lees uit 'n baie bekende gedeelte uit die woord. U almal ken dit baie goed. En ek gaan net inspraak gee oor dit wat hy deur sy gees vir my gegee het om te gee. Vanmôre vroeg terwyl ek bid en ek ook vroeër in die week, het hy 'n sekere skrifgedeelte en baie interessant, pastoor Adrie presies die skrifgedeelte gelees vanmôre in die bidkamer en daaroor ook pragtig gebedien. En spesifiek vers 4, 5 en 6 uitgelig. En aanvanklik het ek gedink hy gaan my daarmee deel en toelaat om vanmôre dit met u te deel. Maar terwyl ek toe vanmôre klaar gebid het, toe hoor ek praat in my gees en hy sê nee. Vanmôre bemoedig jy my volk. En hy gee my toe 'n vars inspraak. Nou ek is ongelukkig so, ek is diep afhanklik. Nie kwyt homself uit gaan nie kan preek nie. As hy my nie bevrug nie, het ek nie 'n preek nie. Ek maak staat op sy inspraak, op sy raad en op sy leiding. Daarom hierdie skrif baie bekende gedeelte en vanmôre ek het nou maar probeer net ordentlik wees, soos my vrou altyd sê, ek moet dit probeer. Toe gee ek maar die tema staan vas in die geloof, maar ek sal dit wou titel, en gelukkig is hy nou nie hier nie, sy by die kinderkerk, ek sal wou sê, bulletproof. Wie gaan verstaan as ek dit sê? Pragtig. Maar dan om ordentlik te wees, sê ek maar, staan vas in die geloof. Maar ek is so bly, u voel ook saam met my oor die ander een. So baie dit lekker in die hart. Ek lees vir u dan vanaf Daniël 3, die 13de vers, en dis my hart vanmôre, maak jou gees oop, want ek het dit by hom gekry, dat hy deur die lees van sy woord, inteendeel het dit so sterk deurgekom, wat hy met my gepraat het, dat hy reeds sekere mense vanmôre gaan aanraak by die aanhoor van die lees van sy woord. Sekere geeswaarhede gaan hy deur sy lees van die woord reeds bekend maak en ook dan reeds oorwinning gee. Ons lees vanaf verse 13. Vanaf vers 13. Toe het Nebukadneser, almal ken hierdie gedeelte, daarom die skrif is bietjie net minder gemaak, om net tyd te bespaar. Toe het Nebukadneser toornig geword. Waarom het hy toornig geword? Omdat hy afgodsoffers ingebring het, en hy 'n groot orkes bymekaar gemaak het, en hy almal opdrag gegee het, wanneer dit gespeel word, buig almal en almal aanbid die afgode. Met ander woorde, 'n tipe in ons vandagse lewe, 'n tipe van versoeking. Die vyand is mos nou so, hy stuur 'n dientjie na my en jou toe. Het sy deur 'n onbeantwoorde gebed, of deur 'n geloofsverwagting, of deur slegte nuus, en dan verwag Satan, ek en jy moet nou buig op daardie ou dientjie. En dis presies wat hier gebeur in Daniël en Sadrag en Mesach en Abednego weier toe. En toe al die trawante van Nebukadneser om daarop ingelig, en toe besluit hy gaan hulle dophou en hy gaan met hulle praat, en nou gee hulle 'n laaste waarskuwing. Maar hy het toe gesien hulle weier om te buig, hy is baie kwaad, hy is toornig, woedend. Bevel gegee om
om Sadrag, Mesach en Abednego te laat kom. Daarop is die manne voor die koning ingebring. En Nebukadneser, as ek net 'n bietjie meer duidelikheid kan gee, wie het al dit in jou geloofslewe geervaar? Soort van hoe meer jy glo, hoe erger word die stryd. Of hoe meer jy vertrou, hoe meer krisisse daal neer. En dan is dit ook so, baie mense van tyd tot tyd sal my sê, nou dat ek besluit het om my alles op die altaar te plaas, nou bars alle hel los. Nou dis maar presies hoe die Satan werk. Daar's 'n rede hoekom hy so werk. Kom ons laat dit verder gaan, dan gaan ons mooi verduidelik. Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê, is dit met opset, Sadrag, Mesach, Abednego, dat julle my gode nie dien nie, en die goue beeld wat ek opgerig het, nie aanbid nie. Hierdie is presies tipe van onbeantwoorde gebed of stryd in die geloof. As julle dan nou, sodra julle die geluid van die horing, fluit, sitterluid, harp, doedelsak, allerhande muziekinstrumente hoor, bereid is om neer te val in die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word. Satan het ons baie maal so 'n idee, as jy nou gaan koot om te glo nie, gaan jy omkom. Jy moet maar 'n ander weg gou probeer uitvind. Jy moet gou iets anders probeer doen. Nee, jammer vir jou, Satan. Ons gaan dit nie doen nie. En as julle dan nou, dit het ek klaar gelees, vers, at die einde van vers 15. Wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Ek wil onopwonde met sy teenwoordigheid en met geloof wil ek nou vir elke Satans mag, vir elke krisis wat enige een in hierdie plek mag hê, vir elke onbeantwoorde gebed wat hier is, wil ek nou vir Satan sê, Ikabod. Die God wat ons aanbid, hy is in staat. En ek eis vanmôre vanweer die wet van die Gees van Jahweh. Wat is hierdie wet? Hierdie wet is alles wat julle in my naam vra. Dit sal ek vir julle gee. Ek maak dit los oor hierdie hele gehoor vanmôre. Buig gaan ons nie buig nie. Moed opgee gaan ons nie moed opgee nie. En nog minder teleurgestel gaan ons teleurgesteld wees, want ons blydskap in Jahweh, dit is ons beskutting. Halleluja. Sadrag, Mesach, Abednego het geantwoord en aan die koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. Halleluja. Ag, laat my toe dat ek net in die gees vloei. Pastoor, wat bedoel jy? Jy gaan 'n krisis kry. Die vyand gaan jou kataza. Maar ek maak nou oor jou los. Wanneer hy jou die meeste grootste teleurstelling gaan gee, gaan die Heilige Ruach 'n lied in jou binneste gee. Gaan hy jou 'n lofoffer gee. Gaan hy jou 'n prysoffer gee. En dit, pastoor, gaan die Satan moedeloos maak. En die God wat jy geloof het, die God wat jy geprys het, hy sal sy goedheid, hy sal sy guns bonatuurlik aan jou bewys. Wees bly, jy aanbid 'n God wat lewe. Wees bly, jou God is 'n heilige werklikheid. Halleluja. Hoor nou mooi wat sê, maar so nie. Vers 17, as ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond
en uit u hand, o koning, verlos. Hoor nou mooi, maar so nie. Laat dit u bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie. En die goue beeld wat u opgerig het, die krisis wat jy veroorsaak het, die teleurstellings wat jy gebring het, sal ek nie aanbid nie. Halleluja. Toe Melchisedek baie woedend geword, en sy gelaatskleur het verander, teenoor Sadrag, Mesach, Abednego, ander bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat eintlik nodig was. En sommige van die sterkste manne, wat in sy leer was, hy het 'n paartjies waarop hy staat maak, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesach, Abednego te boei, en hulle in die brandende vuuroond te gooi. Toe daardie manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande, hulle klere aan, het hulle en hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, luister nou mooi, hierdie vlam van die vuur, daardie manne wat Sadrag, Mesach, Abednego opgeneem het, dood, gebrand. Laat elke gees wat gestuur is met 'n negatiewe boodskap om jou gees negatief te maak en om jou ongeloof te wil aanblaas, laat hy nou sterwe. Laat hy nou tot niet gaan, hoe pastoor, deur dieselfde teleurstelling wat die Satan jou probeer gee, deur dieselfde pyn wat hy jou probeer gee, laat elke aanslag nou sterwe. En ek verklaar jou, 'n vrygekoopte, 'n diergekoopte, 'n losgemaakte, deur sy groot genade krag, sy genade guns en heerlikheid. Waar is ek nou vers 19? 23. Maar daardie manne, Sadrag, Mesach, Abednego, het geboeid binne-in die brandende vuuroond geval. Toe het die koning Nebukadneser verskrik geword, haastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid in die vuuroond gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los, nie gebind nie, maar los. Ek herhaal, nie gebind nie. Oh, halleluja. Halleluja. Ek verklaar, jy loop nie vandag gebind uit hierdie plek nie. Ek verklaar, jy loop vandag nie gebind uit hierdie plek nie. Pastoor, wat gebind? Ek verklaar dat elke negatiewe boodskap, elke negatiewe ondervinding wat jy hierdie week geervaar het en wat die Satan vir jou voorgestel het, vanmôre val, vanmôre tot niet gaan. En ek verklaar Jafashua, so losmakende krag in jou en deur jou en oor jou, en in plek van dat jy geboeid hierdie week uitgaan, gaan jy los, gaan jy vry in 'n oorwinning met 'n blydskap, met 'n vreugde aan die koning van die konings lewe en wees hierdie week. Halleluja. En hy antwoord, ek sien 4 manne binne in die vuuroond wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkoms van die 4de lyk soos 'n godeseën. Toe Nebukadneser naby gekom na die opening van die brandende vuuroond, en daarop gesê, Sadrag, Mesach, Abednego, hoor nou mooi, knegte,
van die Allerhoogste God. Kom uit en kom hier. Luister mooi, Satan weet nou, ek kan niemand stuur nie. Met ander woorde, ek kan nie nou nog 'n negativiteit stuur nie. Hy spreek jou vanmôre los. Hy spreek sy guns. En hy spreek sy voorsiening vanmôre. Alles tot sy lof. En alles tot sy ere. Kom hier. Ag, wat 'n versie was dit nou? Dankie. Toe Nebukadneser, ja. Kom hier. Toe Sadrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. Daarop het die landvoogde, die bevelvoerders, gouverneurs en die raadsmanne die koning vergader en aan die manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloof sy die God, die Jahwe, van Sadrag, Mesach, Abednego, wat sy engel en sy diensknegte verlos, en wat hulle hom verlaat en die bevel van die koning oortree, en wat hulle liggame oorgegee, om geen ander God te dien, of te aanbid nie, behalwe hulle God. Ag, kan ons hom nie 'n spontane lofoffer gee. Hy het ons gister gehelp. Hy het ons eergister gehelp. Hy gaan jou vandag weer help. Hy gaan jou môre en hy gaan jou oormôre help. En jy kry 'n nuwe lied in jou binneste deurgedra. Hy het my deurgedra. Deur die storms van die lewe was hy altyd deurgedra. Hy het ons deurgedra. Ek lees daar in Johannes, die 8ste hoofstuk, hier by plus minus die 44ste vers, adresseer Jahwe die Sadduseërs, die skrifgeleerders en die Fariseërs, en hy sê vir hulle hierdie woorde. Hy sê, julle het die duiwel as julle vader. Hy sê, want as hy praat hy net leuns. Hy sê, hy's 'n leenaar en hy's ook die vader daarvan. En dan adresseer Paulus vir Timoteus. En dan sê hy vir Timoteus, jy moet vashou aan jou geloof. Hy sê, volhard in die geloof en stry die goeie stryd. Toe Paulus self aan die einde van sy lewe kom, gee hy ook 'n uiting. En hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wet voleindig. En dan sê, ek het die geloof gebou. Ek het die geloof gebou. Luister, met ander woorde, ons moet begin deur te glo. En om te begin glo, is die regte ding om te doen. Want baie meer as dit, gaan dit ook, dat daar in die geloof gevolhard moet word. Die geloof gebehou moet word. Ek wil net mooi luister,
Satan het in sy hele wese hierdie besef, dat as enige persoon God begin glo, as enige mens, ongeag wie hy is, ongeag van waar hy kom, as hy geloof in God begin plaas, weet Satan, kry daardie persoon 'n mag, en 'n gesag, en 'n autoriteit, oor elke werke van die Satan. En dan besef Satan nog meer, dat die hele hemel staan dan ook gereed, om as dit moet vir so 'n geloofsmens, berge te verskuif. Besef Satan, God word net behaag deur geloof. En dan het God het nog so maklik gemaak. Hy sê, julle hoef nie eens baie te hê nie. Hê net 'n mosterdsaad geloof. Gee my net daai bietjie vertroue, en ek sal jou wys. Ek kan die vensters. Dis 'n krag van God in hierdie plek. Ek probeer niemand nou motiveer nie, ek probeer ook nie opsweep nie, maar ek verklaar vanmôre, Satan, alle magte van die hel, gaan val in die vuur, gaan val in die grotte, gaan val in die aanslae, gaan val in al die aanslae wat jy gebring het teen hierdie mense, maar hulle is vanmôre in God se teenwoordigheid om te hoor, hy beskerm, hy bewaar, en hy dra deur, halleluja. Satan weet het. En dan wil ek nou iets nog vreeslik duidelik maak. Besef ook, Satan is nie bekommerd oor mense se vermoëns nie. Hy's nog minder bekommerd oor jou talente. Hy gee nie om hoeveel gawes het jy nie. Hy's bekommerd dat jy God moet begin glo. Want hy weet, iemand kan alle talente, bekwaamhede, vermoëns en gawes het, maar as hy nie geloof in God nie, is daardie persoon eintlik in niks werd. Hy kan daardie persoon dan misbruik en gebruik soos hy wil. Maar weet hy, al vat hy net iemand soos Nico Koetser, met respect, al gaan vat hy iemand van die straat, en daar die boemelaar begin buig, en hy begin herken, daar is 'n God in die hemel, en as hy net sê, en as u kan, nie, kan u nie, as u kan, wat ek weet, u kan, as u kan, oh halleluja, red my, tel my ook nou op, luister op daardie oomblik, dan weet Satan, van wie daardie geloof, van 'n boemelaar, maar God hom, 'n bekwame, maak hy hom 'n vermoënde, gee hy vir hom gawes, en wat doen dan daardie persoon? Hy breek in die hel in, en hy haal in die verslaafdes, hy haal die bemoeides, hy haal die siekes, hy haal die dronkverslaafdes, haal hy uit, en hy versoen hulle, en die koning van alle konings, daarom vrees hy, as iemand God begin glo. Maar ek herinner vanmôre, dit gaan nie oor die begin nie. Want die skrif sê, wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Terwyl ek hier vir u bedien, is ek so terdee bewus, hier's 'n benoudheid in die geeswêreld, omdat Satan weet God is in plan, God is in 'n getrouheid, en sy woord is waar, en
Hier sit mense vanmôre met beloftes wat weet. Hier sit mense vanmôre met besluite wat gesê het, ek gee nie om wat gaan gebeur met my en my gesin nie. Ek gee nie om wat hoor ek nie, maar ek en my gesin. Ek en my gesin. Ons het besluit, al gebeur wat, gaan ons by hom bly. Hy die Alfa, hy die Omega. Satan in 'n besef vanmôre en hy's in 'n benoudheid. En ek wil vanmôre sê, jou benoudheid het te lank gevat. Dit is goed dat dit hier is. Halleluja! Want God bemoedig vanmôre. En hy sê vir elkeen hier vanmôre, hou jou geloof, hou jou vertroue, hou jou blydskap. Moenie laat enige negativiteit jou van my liefde vir jou skeer nie. As ek gesê het, ek dra jou deur, dan gaan ek jou deurdra. As ek gesê het, ek gaan dit doen, dan gaan ek dit doen. Halleluja! Luister mooi. Hier is nou nie in my preek, maar ek hoor gee inspraak. Hy sê vanmôre, hy gaan nie net beskerm nie, hy gaan nie net bewaar nie, maar hy gaan na die vyand se kant toe vanmôre. En alles wat Satan by jou gevat het, in jou gees, in jou menswees, in jou karakter, in jou verlede, alles wat hy gevat het, sê God vanmôre, deur die bloed van sy seun, deur die bloed van sy seun, gaan hy instap vanmôre, en hy gaan dit haal, en hy reinig dit, en hy heilig dit, en hy herstel vanmôre, 'n nuwe lewe, hy gee nuwe jare, hy gee nuwe maande, hy gee nuwe geleenthede, sy gee by. Vanweer sy grootheid, sy goedheid. Ek gaan net vinnig, Abraham word groot in 'n afgods aanbiddingstempel. Hy ken net afgod. Sy pa en ma het hom so groot gemaak. Hy weet van niks anders nie. Maar tussen al hierdie afgode, en met al die goed wat hy ervaar en sien, begin hy 'n liedjie sing. Ek ken hom nie. Ek weet nie wie sy nie. Maar hy kan sondags red. En die groot God van die hemel besluit, as iemand in so 'n toestand kan sê daar is 'n God. Halleluja. Wat sondags kan red, dan gaan ek persoonlik my sitplek verlaat, my troon verlaat. Oh, wie hoor? En ek gaan hom ontmoet, van aangesig tot aangesig. En ek gaan hom die Vader maak van baie, wat sal sê, as God dit vir hom kon gedoen het, dan kan hy vanmôre, vir my is hier iemand in hierdie plek, wat vanmôre kan sê, as God dit vir hom gedoen het, dan kan hy dit vir my doen. Wie wil vanmôre om die geloof gee? Wie wil om die pryse gee? Wie wil vanmôre om die erkenning gee? Halleluja! Daarom verstaan mooi, gaan Satan alles in sy vermoë doen om die gebede, nou julle mooi luister, gaan nou in die geesrealm in, om die gebede wat ek en jy bid te probeer blokkeer. Daarom gaan hy alles in sy vermoë doen, wanneer ek en jy vir God iets vra, te wil probeer keer, dat God dit nie gee nie. En tot 'n baie groot mate gaan hy die antwoorde vertraag. En wil ek iets hier duidelik maak, God toets niemand se geloof nie. Hy eer geloof.
Ek herhaal, sodat Satan dit weet. Want Satan gebruik hier dieselfde sinnetjie om vir die kinders van die Here te sê, dis God. Nee. Dis Satan. Hy blokkeer. Hy hou weg. Hy het dit met Jafashua self probeer. En daar het hom nadat hy gedoop is, besluit geneem. Ek gee my alles van my pa. Toe gryp Satan en hy druk hom in 'n woestyn en hy versoek hom 40 dae. Sê vir hom die mees negatiefste goed. En Jafashua hou net vas. En hy bly net sê, daar staan geskrywe. Want jy sien, alles gaan kom en alles gaan gaan. Maar die woord van God gaan bly staan tot in alle ewigheid. Hy's dus daarop toegespits om my en jou se antwoorde, ons voorsienings weg te hou en dit terug te hou. En dan vat hy hierdie aspirasie om nog 'n oond 7 waal warmer te maak en ons meer negatiewer te maak en te kyk hoe kan hy vir ons negatief toelaat, want hy weet, hy ken die krag van geloof. Hy moet die mees negatiefste dinge gee om te kyk, kan ek en jy nie twyfel in die God wat ons geroep het. En nou moet ek net gou dit sê, wanneer jy gebid het en jy het God se teenwoordigheid ervaar en jy het in daardie teenwoordigheid gevra of gekry, moet nooit twyfel. Al vat daardie voorsiening hoe lank, moet nooit twyfel nie. Ek herinner my aan Daniel. Hy het gevas en gebid en hier kom 'n engel na hom toe en hy sê, Daniel, 3 weke terug al het God jou geantwoord. Maar Satan het jou antwoord vastgehou. En die engel sê toe, hy gaan toe na hom toe en hy sê vir hom, Jaffa, bestraf jou. Halleluja. Hoor mooi, dis Satan, want hy ken die krag van geloof. Hy ken die krag van 'n vertroue. Hy ken die krag van al die beloftes binne in God se woord. Daarom gaan hy alles in sy vermoë doen om te kyk of kan ek en jy nie van afstand doen nie. Kan ek en jy nie hier oor negatief raak nie. Maar ek wil jou vanmôre bemoedig met my tema, raak bulletproof. Pastoor, wat bedoel jy by bulletproof? Luister mooi, wat Satan die mees mismoedigste maak, as jy weet, jy het gebid, jy het gekry, jy het begin getuig daaroor, jy het begin beplan daaroor, maar is in 'n vertraging, dit kom nie, en dit kom nie, en hy hou dit langer weg, en inteendeel dat het moet kom en nie kom nie, maak hy jou krisis nog groter, en groter, en met ander woorde, hy maak die oond nog 7 waal warmer, maar wat sy probleem is, bulletproof, as jy in daai toestand, as jy in die negativiteit nog uitroep, hy is my krag, hy is my psalm, wie hoor wat ek sê, as jy nog in die negatieve toestand uitroep, alles wat ek in sy naam vra, al kry ek dit nie vandag nie, en al kry ek dit nie môre nie, hy is my hemelse Vader, hy sal besluit, wanneer moet ek, en wanneer moet ek nie, kan ek dit gou ingooi, tyd is die beste profeet, tyd leer vir my, en tyd leer vir jou en vir my presies hoe getrou hy aan sy woord is. My eie lewe het al goed oorgekom,
My eie lewe het al dinge gebeur, dat ek ook wou vra, my God, waar is jy? Of wou vra, wanneer gaan het stop, wanneer gaan het 'n einde kry? Maar ek het deur genade net een ding, ek het aan hom vasgehou. Ek het hom bely, ek het hom geglo. En baie keer was die situasies nie lekker nie, maar kan ek vanmôre uitroep, deurgedra. En luister mooi, hy voorsien na die rykdom van sy genade. As ek en jy net altyd ons geloof kan behou, kan ek jou vanmôre 'n garantie gee, sal hy deurkom en sal hy voorsien. Ek wil jou bemoedig vanmôre met hierdie woord. Ongeag, jy moet onthou, wanneer dit negatief gaan en jy bly glo, beteken dit in die geestesrealm, nou kom jy nader na God. Dit kan Satan nie hanteer nie. Daarom sal hy altyd met 'n sleeheid storieetjies in jou kop sit. Want hy wil nie hê jy moet nog nader kom nie. Kan ek 'n voorbeeld gee? Hy weet, as jy nog nader kom, vra jy nie nou net R1 nie. Nou vra jy R10. David, ek vra nie net 3 weke 'n maand vol geboek nie. Ek is oorvol geboek. En vanmôre maak ek dit los. Ek kan nie by alles uitkom nie. Ek stel 2 mense aan om my te help, om my kursusse. Wie glo God vanmôre? Wie hoor die woord? Wie weet hy is in staat? Wie weet, dit maak Satan moedeloos as jy jou blydskap hou. Dit maak hom moedeloos as jy bly roem, as jy bly prys, as jy bly aanbid en nie toelaat dat sy moedeloosheid, sy klein gelowigheid of sy ongeloof van jou 'n besit neem nie. Al het ek dit nie nou nie. Verstaan net hierdie ding. Hy's gehoorsaam aan sy pa. Hier antwoord die hele hemel. Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehaag luister. Nou, alle mag, alle gesag. In die volgende oomblik in die woestyn. Geen kontak met die hemel nie. Net Satan. En vir 40 dae gooi hy alle kanse. Probeer hy sy geloof verneder. Probeer hy by hom tuis bring, jy het nie reg gehoor nie. Jy dink dit was so, dit was nie so nie. Maar Jahwe so hou vas. Halleluja! En elke keer as Satan moet iets kom, as hy daar staan geskrywe. Kan ek dit vanmôre oor julle losmaak? Voor die grondlegging van die wêreld het God oor julle almal gebesluit om julle almal heilig en om julle almal onbevlek voor hom in liefde en in 'n bekwaamheid te stel. Halleluja, vir watter rede? Sodat hy van vanmôre af, môre en oormôre, die Satan kan wys wie jou God, wie jou geloof, wie jou vertroue is. Halleluja! Hoor mooi, hy maak die oond 7 maal warmer. Hy maak jou boodskappe en dit wat jy hoor en kry, maak hy warmer. Maar vanmôre besluit God, omdat jy vanmôre nie buig nie voor sy aanslaan nie, en omdat jy vanmôre sê, hy sal my deurdra, hy gaan vir my voorsien, hy gaan my die begeerte van my hart sê, God,
sal hy 7 maal warmer aansla, 7 maal warmer vrese en benoudheid wat hy oor jou losgemaak het, gaan sy vanmôre sy eie demone. Hulle wat hy gebruik het na jou toe, hulle vrek vanmôre. En wat opsig? Want die koning van die konings het nou vanmôre gebesluit, ek maak my guns, ek maak my heerlikheid, ek maak my oorwinning. Is hier iemand wat het vat? Is hier iemand wat het vat? Is hier iemand wat sê, ek glo hom, ek vertrou hom, ek skuil by hom, hy dra my deur, hy voorsien vir my. Kom ons staan almal, gee hom 'n lofoffer, gee hom 'n prysoffer. Kabarabarabanda, Haboshiba Yebendu, die God wat lewe. Halleluja. Pastoor, wat is die uiteinde hiervan? Die uiteinde volgens hierdie hoofstuk is die volgende. Nie net dat God vir jou goddelik beskerm en vir jou deurdra nie, maar dat die sogenaamde Nebukadneser gees van vandag af sê, profeties, jou 40 dae in die woestyn maak klaar vandag. Ek sê jou 40 dae in die woestyn maak klaar vandag. Kabarabarabando. Met ander woorde, die Nebukadneser gees gaan vandag seën spreek. Hy gaan vandag erken, jou God is werklikheid. Wat beteken dit? Dit beteken, jy kan maar gaan en geniet die vreugde van jou God. Geniet sy guns, geniet sy voorsienings, geniet sy ondernemings. Pastoor, wat sê? Hy sê, gee jou vandag 'n maat wat ingestamp is, wat ingedruk is, en dit sal nog oorloop. Halleluja! Het ons nie dan net 3? Het ek dan nie net jou gebed aangevul nie? Hoe het jy vanmôre 'n loflied nog? Hoe het jy vanmôre nog 'n prysoffer? Hoe het jy vanmôre dan nog 'n getuienis? Wie hoor? Wat maak sy heerlikheid oor julle los? Ek maak sy guns oor julle los. En ek kanselleer elke aanslag van die Satan wat by jou wil steel, elke aanslag van die bose, wat 'n negatiewe wil bring, en ek maak vanmôre los, jou geloof oorwinning. En Yahshua, maximaal, tot sy lof en eer. As ek dit kan vra, lê net jou hand op die persoon langs jou. En sê, soos u my seën u hom. Soos u my seën, so seën u haar. En wat u vir my gee, dit doen u nou vir hom. Dit doen u nou vir haar. Laat dit so wees. Laat dit so wees. Laat dit so wees. In 'n dubbele mate. Ek eis vanmôre in hierdie plek oorvloed. Ek eis in hierdie plek deurbrake. Ek eis oorwinninge. Halleluja. Halleluja. Deurgedra. Ons geloof het ons deurgedra. Ons vertroue het ons deurgedra. En hy dek 'n tafel teenoor die teestander vanmôre. Julle hoofde loop oor. Hy maak julle vet met olie. Glory! Wie wil hom 'n voorbaat lofoffer gee? 'n voorbaat prysoffer. Wie glo vanmôre? Hy's nie vir my. Hy het my gebed gehoor. Hy antwoord vandag. Hy voorsien vandag. Hy onderneem vandag. Halleluja! Gaan maar loof hom.
Prys hom. Die lof, die ere. Kom met hom toe. Wat 'n voorreg. Ons gaan eet dan vanmôre en ons gaan drink dan vanmôre. Ek in my huis. Ek in my vertroue. Ek in my geloof sal altyd 'n nuwe lied vir U hê. Altyd 'n pryse vir U hê. Altyd 'n dankbaarheid vir U hê. Halleluja. Dan eet jy en dan drink jy tot sy lof. Jy eet en jy drink tot sy ere. En jy plot jouself in hom, in sy hart, in sy begeerte vir jou, in sy ywer vir jou. Laat hom sy volheid in jou en deur jou doen. Moenie haastig wees nie, bly waarmee jy besig is. Maar ek spreek vanmôre 'n standvastige geloof in elkeen los vanmôre. 'n Geloof wat nie sal wankel nie. 'n Geloof wat nie gaan twyfel nie. 'n Geloof wat nie vragies gaan vra nie. Maar 'n geloof wat sê God sal vir my voorsien. God sal vir my onderneem. En terwyl ek wag op sy antwoord en op sy voorsiening, is my hart vol dankbaarheid. Is my hart vol blydskap. Is my hart vol vreugde. En wanneer die deurbraak kom, sal die lof hom toe kom. Die pryse hom toe, en ek seën julle almal daarmee. Ek maak hierdie gees van standvastigheid oor almal los. Totale oorwinning in die gees. Totale heerlikheid in die gees. Julle geloof wankel nie. Julle geloof wankel nie. Maar julle loof bly getrou. En jou Skepper openbaar sy guns. Hy openbaar sy krag. En hy doen dit vir elkeen van julle, roep ek uit. Laat dit so wees. Prys hom. Net voor die kruisplek neem. Net voor ek vir pastoor Dawie gee. Oom Ad se begrafnis gaan volg hierdie Vrydag wat kom 11 uur vanuit die PPK in Bethel plaasvind. Hy het my baie mooi gevra, 'n week voor sy dood het hy met my dit alles gebespreek. Gesê ons moet nie sleg dink nie, dis net omdat dit makliker is vir al die familie en al die mense om in Bethel daarvan af begrafplaas toe en terug te gaan, as om eerder van hier af soontoe en terug te gaan. En ek het nie daarmee 'n probleem nie. Inteendeel is dit nie die stof. So u wat wel sal gaan en sal bywoon, Vrydag 11 uur, gee tog net u name vir Woutie, Gloria, want hulle wil net hê ons moet voor die tyd deurbel, sodat die gemeente daar net weet hoe om voor te berei en dit ook net alles ordelik sal geskied. Baie dankie. Dink aan Lisa, bid vir haar, vir krag en vir sterkte. Prys sy naam. Halleluja. Ag, ek wil net gehoorsaam wees. Die gees van Jahwe het vanmôre so duidelik met ons gepraat. Amen. En die woord het vanmôre werklik so met 'n krag, met so autoriteit en gesag na u toe gekom vanmôre. En ek weet vanmôre God is getrou. En ek wil vanmôre net sê, elke belofte wat u het, God sal dit in vervulling bring. In elke belofte sy volheid sal bereik. En sy volle heerlikheid sal wees binne u, oor u, deur u. En ek weet die woord het vanmôre baie duidelik gepraat. Arina, ek weet die woord het vanmôre duidelik gepraat. Maar terwyl jy vanmôre jou hier tent doen, toe hoor ek hoe die gees van my sê, nog voor pastoor nog gepreek het, voor pastoor nog vanmôre gesê het wat hy gesê het, hoor ek hoe die gees van God vir my sê,
God sluit elke leeu wat al ooit oor jou gepraat het, sluit sy weg. Wil jy vra om te staan? Ons het al mooi seën oor u uitgespreek. Maar ek wil die woord, op grond van die woord in Efesiërs 1 vers 4 wat sê, soos hy, wil jy die hande opsteek, en vanmôre om eer en om loof en prys, hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek, voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jahweh na die welbehaal van sy wil. Mag die wil van Jahweh vanmôre op u rus. Mag die heerlikheid vanmôre op u rus. Mag hy vanmôre deur sy gees jou geloof so stig. En elkeen wat vanmôre geloof gevat het, vanmôre prakties gaan uitleef, vanmôre geloof in aksie gaan sit. En vanmôre gaan, en ek wil dit vanmôre soos die woord sê, bulletproof, dat jou gees en jou siel en jou liggaam vanmôre in die geloof, 'n bulletproof geloof sal hê. Ek wil vanmôre u daarmee seën. Gaan in die volle vrede, daar is vanaand 1800 uur, is daar wegpredikasie. Gaan in die volheid van Jahweh.